12 Julie, moed vir die stryd. Ons ontvang moed as ons in die lig wandel. Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here, wandel soos kinders van die lig. Efesiërs 5 vers 8. Wandel in die lig. Om in die lig te wandel, beteken om te besluit, om te dink, om wilskrag te gebruik in die ernstige strewe om Christus se lieflikheid in u karakter voor te stel. Dit beteken om alle bedruktheid te laat vaar. U moet nie tevrede wees en sê, ek is 'n kind van God nie. Hou u oog op Jesus gefestig en word u deur aanskouing in sy beeld verander? Om in die lig te wandel, beteken om op geestelike gebied te vorder. Paulus het verklaar, nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek vergeet die dinge wat agter is, en terwyl ek voortdurend die patroon aanskou, strek ek my uit na wat voor is. Om in die lig te wandel, beteken om in opregtheid te wandel. Om in die weg van die Here te wandel, om te wandel deur geloof, om te wandel deur die Gees, om in die waarheid te wandel, om te wandel in liefde, om te wandel in 'n nuwe lewe. Dit beteken dat ons heiligmaking in die vrees van God volbring. Wat 'n vreeslike ding is dit, om die weg van ander te verduister deur 'n skaduwee en bedruktheid op onsself te bring. Laat elkeen op homself let, moenie die skuld vir u karaktertekortkominge op ander pak nie. Praat van die lig, wandel in die lig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. Versamel in u siel die moed wat alleen van die lig van die wêreld af kan kom. As die lig van die hemel op die mens skyn, sal die vreugde van die Here wat in hom is, aan sy gesig gesien word. Dit is die afwesigheid van Christus in die siel, wat mense droewig en vol twyfel maak. Dit is die gebrek aan Christus, wat die gesig droewig en die lewe 'n versigtiging maak. Verblyding is die grondtoon van die woord van God vir almal wat hom ontvang. Waarom? Omdat hulle die lig van die lewe het. Lig bring geluk en vreugde mee, en daardie vreugde skyn in die lewe en in die karakter.